Goeiemiddag julle. Ja, ek praat vandag Afrikaans want my skoonmaat so gesê. Enigste rede hoekom ek gewoonlik Engels praat is maar net omdat my Bybel in Engels is en my studies is in Engels, so ek dink ek is dalk gemakliker daarmee. Maar Afrikaans born and bred, so here we go. Ek wil vir julle lees vandag uit Psalm 2. So hierdie Psalm is nogal 'n lekker ingewikkelde een en daar's baie dele in die Psalm. Daar's verskillende dieptes, sal ek sê. Die afgelope 2 weke het ek hom nou studeer en ek deel graag net 'n stukkie daarvan met julle. So ons lees uit Psalm 2. Julle moet die Here met onsag dien. Waarom is daar onrus onder die volke? Waarom smeer die nasies planne en dit te vergeefs? Die konings van die aarde is in opstand. Die leiers span saam teen die Here en teen sy gesalfde en sê: Kom ons maak ons vry en gooi hulle juk af. Hy wat in die hemel woon, lag hulle uit. Die Here spot met hulle. Hy spreek hulle aan in sy troon. In sy gramskap jaag hy hulle op, loop. Dit is ek wat hom as my koning gesalf het op Sion, my heilige berg, dis wat die Here sê. Ek wil vertel wat die Here aangekondig het, sê Jesus nou weer. Hy het vir my gesê, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader. Vra my en ek gee volke vir jou as eiendom, die hele aarde as jou besitting. Jy sal hulle verpletter met jou ysterscepter, hulle flenter slaan soos 'n kleipot. Wees dan nou verstandig, konings, wees gewaarsku, regeerders van die aarde. Julle moet die Here met onsag dien, hom met vrees en bewing toejuig en hom onderdanig wees, sodat hy nie toornig word en julle op die pad omkom nie, want sy troon ontvlam gou. Dit gaan goed met almal wat by hom skuilings vind. Okay, so dis 'n lekker mondvol. Ek het so baie vrae gehad dat die eerste keer hierdie gelees het. Maar om te begin, die Bybel is nie aan ons geskryf nie. So, toe die Bybel geskryf is, soos 'n goeie voorbeeld, toe Paulus geskryf het aan die Efesiërs, het hy aan hulle geskryf. Maar dis nie net Paulus wat die Bybel geskryf het of daai hoofstuk of daai boek geskryf het nie. Dis Paulus en dis die Heilige Gees. Die Heilige Gees is 'n lewende God. Die Heilige Gees is lewendig vir ewig. So, the word is God and the God became word. So, die woord is God en die woord lewe altyd. So, dis nie te sê omdat dit nie aan ons geskryf het nie, maar dit is vir ons geskryf. So, uit elke stuk uit die Bybel uit, elke liewe versie, dit is nie verniet daar geskryf nie. Elke woord het 'n doel. En ons kan iets vind vir onsself. So die Heilige Gees gee vir jou iets wat hy vir jou wil sê uit die woord uit. So kom ons kyk wat die Heilige Gees vir ons wil sê uit hierdie spesifieke vers uit. Soos ek sê, daar is 'n baie dele, maar kom ons begin by vers 1. Waarom is daar onrus onder die volke? En die konings van die aarde is in opstand, die leiers span saam teen die Here. Kom ons maak ons vry en gooi hulle juk af. So wat dit beteken in die konsep van nou, is dat ons gaan nog steeds te kere teen die Here. Die wêreld is in opstand, die mense rebel. Dit is chaos party daar. As jy kyk op die nuus wat jy sien, dit lyk chaoties. Mense, jy wil jouself vry maak van God se reëls. Dis hoekom hulle sê, gooi die juk af. In Engels is dit dat jy wil die ketTINGs breek. Want baie mense voel dat die woord van God of die reëls van God vang hulle vas. Hulle wil nie so lewe nie, hulle wil vry lewe. So, in jou, as jy na jouself kyk, dan dink jy by jouself, maar as jy jou hart ondersoek, waar in jou lewe, waar in vandag kom ek nog in opstand teen die Here?
as jy jouself ondersoek en jou hart ondersoek, miskien is dit, jy wil dalk nie vergewe of laat gaan nie. Miskien wil jy dalk ophou skinder van ander mense. Miskien is daar 'n deel van jou lewe wat jy heeltemal weghou van die Here, wat jy rebel nog teen die Here. So die Here vra vanoggend vir ons, watse areas van ons lewe wil ons onder hom wegkry, weg van hom afhou? Watse areas is ons nog steeds in opstand teen hom? Want hierdie Psalm, dit is 'n messianic Psalm, dis 'n koningspsalm, dis 'n Psalm wat ons vertel dat die Here kom, daai tyd nou. So, Psalms is geskryf voor Jesus se geboorte, en hierin waar God self spreek en hy sê, dit is ek wat hom as my koning gesalf het op Sion, my heilige berg. Dit is God wat aankondig en sê, dat hy het sy koning gesalf, die almagtige liewe Jesus Christus. En hy regeer op die hemel en op die aarde, en dit is hoe dit is, en dit is hoe dit gaan wees. God gaan altyd in beheer wees, hy gaan altyd regeer. So, hy waarsku vir ons later in vers 10, waarsku hy vir ons, repent, turn from your wicked ways. Kom terug na God toe. Wees dan nou verstandig, konings. Wees verstandig, jy wie luister. Moenie teen die Here in opstand kom nie. So, die Here sê vir ons, dit gaan goed met almal wat by hom skuilings soek. So daai stuk wat hulle sê, dat Jesus lag, vers 4, hy wat in die hemel woon, lag hulle uit. Jesus lag hulle nie uit op 'n manier van, dat het vir hom snaaks is wat op die aarde aangaan nie. Dat enigiets wat hier aangaan in die nuus in ons lewens, dit is nie vir God snaaks nie, maar dit is soos 'n pa en 'n kind. Die mammas wat nou, die skoolvakansie wat nou aanbreek sal nou weet. Partykeer gaan dit woes, ons kinders dink hulle weet alles, en hulle gaan te kere, en maak nie saak wat hulle doen nie, partykeer kan jy net sit en jy kan lag en weet dat hulle dink hulle weet alles, jy dink jy weet beter vir jou lewe, maar ek weet beter, want ek is jou ma en jou pa. God weet beter. Hy het hierdie lewe vir ons, hy het vir jou 'n doel met jou lewe voor jy nog geskape is. Die oorwinning lê in God. 'n Lewe teen God kan net lei tot verwoesting. Want God kom terug, hy is die judge, hy is liefde, ja, God is goed en hy is liefde, maar hy is ook God, en ons moet hom respekteer as ons God, want dit is wie hy is, en dit is wie God het vir Jesus in plek gesit, om ons, oor ons te regeer. So, maak nie saak hoe ons te kere gaan teenoor ons ouers, so die kinders teenoor hulle ouers nie, of teen Jesus nie. Jesus weet dat sy wil op die einde van die dag gaan geskied. Niemand op hierdie aarde kan enigiets doen wat hom gaan opstaan van sy troon af en sê, o Jene, nou moet ek inspring nie. God is God, hy is 'n groot God, en maak nie saak wat die duiwel probeer nie, hy het gewen en hy sal altyd wen. Maar baie mense dink in die vers van lag, dink hulle dat God bedoel het op 'n snaakse manier, maar hy lag net op 'n manier van hy weet wat hy weet. Hy weet iets wat ons nie weet nie. So in Esegiel 33 vers 11 lees ons, so seker as ek leef, sê die Here, my God, ek wil nie hê dat die sondaar moet deur sy sonde sterf nie. Ek wil hê, hy moet van sy optrede afsien en lewe. Bekeer julle van julle bose optrede. Waarom wil julle sterf? So hierdie is 'n bietjie van 'n swaarder boodskap, maar soos wat ons kinders wil, ons wil hê ons kinders moet ons respekteer, want ons is hulle ouers, so moet ons vir God respekteer. God is ons God, en die lewe sonder hom, lewe tot verwoesting. Jy dink, as jy klein is, dink jy dat jy weet van beter, en jy kan dit sonder jou ouers doen, maar jy doen nie. God weet van beter. God sê, repent, turn from your wicked ways, I am here for you. Hou op rebel, hou op probeer weghardloop. Kom voor my, stap saam met my, saam met God stap ons in oorwinning. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag.